all will be glory in that land. There'll be no sadness, all will be gladness, when we shall join that happy band. No tears in heaven fair, no tears up there, sorrow and pain will all have flown. No tears in heaven fair, no tears up there, no tears in heaven will be known. Glory is waiting, waiting up yonder, where we shall spend an endless day. There with our Savior we'll be forever, where no more sorrow can dismay. No tears in heaven fair, no tears up there, sorrow and pain will all have flown. No tears in heaven fair, no tears up there, no tears in heaven will be known. Some morning yonder we'll cease to ponder o'er things this life has brought to view. All will be clearer, loved ones be dearer, in the end where all will be made new. No tears in heaven fair, no tears up there, sorrow and pain will all have flown. No tears in heaven fair, no tears up there, no tears in heaven will be known. Toe ek sien die lewenswater, waar my sonde kan verdwyn, volg die roepstem van die Vader, toe hy sê kom hier word rein. O, ek prys hom, ja ek prys hom, prys Gods lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed was ons van sonde vry. Gods vuur brand toe op die altaar, en dit maak my hart 'n vlam. Daarom prys ek hom van harte, Here sy die lam. O, ek prys hom, ja ek prys hom, prys Gods lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed was ons van sonde vry. Groot en dierbaar naam van Jesus, hy red my en maak my bly. Al my sonde is vergewe, en my hart is rein en vry. O, ek prys hom, ja ek prys hom, prys Gods lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed was ons van sonde vry. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me,
last grave. Jesus satisfies my longing. Through his blood I now am saved. Feeding on the husks around me, till my strength was almost gone. Longed my soul for something better, only still to hunger on. Oh, hallelujah, I have found him, whom my soul so long has craved. Jesus satisfies my longings. Through his blood I now am saved. Well of water, ever springing, bread of life, so rich and free, untold wealth that never faileth, my Redeemer is to me. Oh, hallelujah, I have found him, whom my soul so long has craved. Jesus satisfies my longings. Through his blood I now am saved. Through his blood I now am saved. Face to face with Christ my Savior, face to face, what will it be? When with rapture I behold him, Jesus Christ who died for me. Face to face I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face in all his glory, I shall see him by and by. Only faintly now I see him, with the darkened veil between. But a blessed day is coming, when his glory shall be seen. Face to face I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face in all his glory, I shall see him by and by. What rejoicing in his presence, when all banish grief and pain, when the crooked ways are straightened and the dark things shall be plain. Face to face I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face in all his glory, I shall see him by and by. Face to face a blissful moment, face to see and know. Face to face with my Redeemer, Jesus Christ who loves me so. Face to face I shall behold him, far beyond the starry sky. Face to face in all
het ook groot geword in 'n huis waar my ouers my geleer het hoe om die Bybel te lees, hoe om te bid, hoe om kerk toe te gaan en Christelik so groot geword. Maar so vinnig as ek my eie verstand gekry het, so sê hulle, het ek my eie keuses begin maak en ek het begin besluit dat ek wil uit die huis uit gaan, ek wil my eie paadjie volg, ek wil nie luister wat my ouers my sê nie, ek wil my eie reëls maak. En op die ouderdom van 19 het ek uit die huis uit gegaan en ek het op my eie gaan bly. Dit was nie lank nie, toe die wêreld my so diep ingesluk het, ek gedink het dat ek moet vir myself kan sorg, ek moet vir myself op my eie twee voete kan staan en ek het niemand se hulp nodig nie en ek kan geniet net dit wat ek graag wil geniet. Niemand kan vir my moet sê wat ek moet geniet nie, wat ek moet doen en nie moet doen nie. En dit was nie lank nie, toe stuur my werk my in die middel van Afrika in waar ek daarso in die Kongo gaan werk het en baie tyd gehad om te dink. En ek het begin dink, wat wil ek my lewe maak? Wat wil ek my toekoms maak? En ek het, die enigste ding in my gedagte was, ek moet baie geld maak sodat ek goed af kan wees. En ek het toe dit gedoen en na 'n hele lang ruk in die Kongo gewerk, toe kom ek terug Suid-Afrika toe en met baie geld in die bank het ek toe hierdie status van lewe begin uitlewe. Maar dit was nie lank nie, toe ek begin besef dat al hierdie geld en al hierdie besittings en hierdie vriende wat daarmee saamkom, maak nie hierdie leemte in my lewe vol nie. En ek het nog steeds gesoek na daai iets wat hierdie leemte kan volmaak. En na lang geworstel het ek met die Here begin praat en die Here gesê, iets moet verander in my lewe, ek kan nie so aangaan nie. En die Here het vir my kom sê, dat weet jy wat, jy kan maar geld mekaar maak, jy kan maar besittings mekaar maak. Dit gaan nooit daai leemte volmaak. En ek het vir die Here gesê, wel, as u hierdie leemte kan volmaak, dan sal ek hierdie wêreld so goed opgee. Want dit gee my in elk geval nie dit wat ek soek nie. Dit gee nie vir daai vreugde en vrede in my lewe nie. En ek het vir die Here gesê, ek sal dit probeer. En dit is eintlik my woorde gewees. Ek het gesê dat ek sal dit probeer en kyk wat gebeur. Maar ek het geweet dat dit gaan alles kos of niks nie. Mens kan nie dit halfpad doen nie. Toe ek vir die Here gesê, ek het daar aan my knieë gegaan vir die Here gesê, vergeef my vir die sondes wat ek gedoen het. En vat my van hier af, dat ek my lewe in u hande kan plaas, en dat ek van hier af vorentoe kan beweeg saam met u. En wat ook al van nou af gebeur, is hierdie lewe wat ek so by myself wou beheer het, is nou u lewe. En toe ek daar opstaan, het ek waarlik vir die eerste keer besef, dat hierdie wêreldse ding wat ek so probeer in hierdie leemte indruk het, wat net uitgeval het, sou nooit daai leemte volgemaak nie. Maar net Christus alleen kon dit vervul het. En net hy kon daai plek in my lewe opgeneem het. En ek kon van daar af vorentoe gaan en besef dat elke oggend as ek wakker word, kan ek daai vreugde en vrede by die Here vind in die oggend. En ek hoef nie uit te gaan in die wêreld en daar buite te soek nie. En van daar af kon ek 'n pad stap met die Here. En hy kon my van daar af leer, en ek kon uit sy woord uit lees en ontvang by hom. Ek wil graag dit met u gedeel het vandag, want u het seker al 'n lang lewe gehad, en besef ook dat die wêreldse dinge nie daai leemte vervul nie. Miskien het u iets anders te gesoek. Maar net Jesus Christus kan daai leemte vervul. Dankie. Amen. Dit is vanoggend vir my ook 'n wonderlike voorreg om hier by u te kan wees en ook my getuienis van redding, hoe die Here Jesus my siel kom red het, met u te kan deel. Nou, ek gaan begin deur, ek het ook die wonderlike voorreg soos Almar ook gehad om in 'n Christenhuis groot te word deur ouers wat my geleer het hoe om in die weë van die Here Jesus te wandel. En ek onthou hulle het my geleer om as jong dogtertjie kerk toe te gaan, om my Bybel te lees en om te bid en om al daardie dinge te doen wat 'n Christen veronderstel is om te doen. En ek onthou elke Sondag het ek my mooiste rokkie aangetrek en dan het ek kerk toe gegaan. Maar ek het altyd aanvaar dat ek 'n kind van die Here is. Die rede daarom is omdat my ouers was kinders van die Here. En omdat ek hulle kinders was, het dit my 'n kind van die Here gemaak. Dit is wat ek geglo het. Maar vriende, soos wat die gesegde ook sê, dat dit sê nie as ek in 'n bakkery gebore is, dat ek 'n brood is nie. Net so was dit ook in my geval nie dat te sê dat ek deur kinders van die Here, as my ouers was ek 'n kind van die Here nie.
En net soos elke persoon op hierdie aarde en soos die psalmdigter ook sê in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang, was ek ook in daardie sonde gebore en ook verlore. En in 2006 het ons vanaf 'n klein dorpie Robertson het ons Kaapstad toe getrek en hier moes ek in die Kaap nuwe vriende maak en na 'n nuwe skool gaan en ek het begin alles doen wat my vriende van my verwag het en om in te pas as jong mens. En laterhand het ek ook die verkeerde dinge begin doen soos my vriende. En ek kon nie verstaan hoekom daar iets hier in my binneste is wat vir my die begeerte gee om die verkeerde te doen nie en dat ek heeltyd daarna wil neig nie. En tog wou ek my ouers ook gehoorsaam en wandel soos wat hulle my groot gemaak het. Maar ek het geweet dat hulle my nie geleer het om te lieg en om te vloek ensovoorts nie, want ons ouers leer ons nie dit nie. Maar in my hoërskoolloopbaan het my lewe al hoe meer agteruit gegaan en ek het al hoe meer sonde begin doen en sonde het my gewoonte geraak. Aan die begin is ons oortuig van iets is sonde, maar laterhand as ons aanhou daarmee, dan raak dit 'n gewoonte en laterhand het ek nie meer begin omgee nie. Maar hoe min het ek geweet dat die woord van die Here sê die sonde lei na die ewige dood. En ek het nog steeds kerk toe gegaan. Dit is die ergste van alles. Ek het kerk toe gegaan. Ek was 'n geestelike leier gewees. Ek was 'n sonnaarskoolonderwyser gewees. Ek was selfs in my matriekjaar was ek gedoop in die kerk gewees. Maar vriende, steeds was ek ongered soos 'n klip, sou hulle gesê het. Nou, aan die einde van my matriekjaar, op ou Kersaand, is daar iemand baie naby aan my is oorlede op die 25ste. En na daardie persoon se dood, het die dood vir my as persoon so 'n groot werklikheid geword. En soos u ook hier sit, weet u dat die dood is 'n werklikheid. En ons elkeen gaan eendag moet gaan na die volgende lewe. En ek het daar langs die persoon se graf gestaan by die begrafnis en tot 'n stem so duidelik na my toe gekom wat vir my gevra het, Taskenie, wat as jy vandag in daardie graf was? Waarheen sou jy gegaan het? En vriende, ek het geweet dat ek sou nie in die hemel opgeëindig het nie. Ek sou ewigheid ingegaan het sonder God en sonder hoop. En so het daardie stryd in my hart begin. Ek het geweet ek het die Here Jesus so nodig. En kort daarna was ek in 'n AIB-diens gewees waar 'n persoon 'n boodskap gebring het oor die sekerheid van redding, hoe belangrik dit is vir ons as persoon om seker te wees waarheen ons gaan. En hy het 6 dinge genoem wat verhoed dat ons sekerheid kan kry van redding. Namens sonde wat ons in ons lewens nog toelaat. Ongeloof was ook een van die dinge. Party mense is net blyweg onbereidwillig om die Here Jesus met hulle alles te dien. Soos Elmar ook gesê het, is dit alles of niks. Dan onvergewensgesindheid en ook wanneer ons te veel bagasie van die verlede dra en ook restituisie wat ons nog nooit gedoen het nie. Nou al daardie 6 punte het kort gekom in my lewe en daardie oggend weet ek was dit my heel laaste kans om met die Here Jesus te kom regmaak en ek het saam met die prediker gaan bid na die tyd. Ek het al my sondes wat ek teenoor God gesondig het in my lewe, het ek aan hom bely. Ek het vir die Here Jesus gevra om my hart te kom verander en om my sy kind te kom maak en om my hele lewe te kom neem vir homself. En daarna het my hele lewe radikaal verander. Nie uit my eie krag uit nie, maar uit die hartsverandering wat die Here Jesus in my hart gemaak het. En vriende, ek het 'n vrede in my hart gehad wat alle verstand te bowe gaan. En sy gees het nou met my gees oortuig dat ek 'n kind van God is. Net daarna het die Here Jesus ook vir my bevestig uit sy woord, Romeine 8 vers 1 wat sê, want daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En vriende, as u nie vandag daardie oortuiging in die hart het nie, bid ek regtig van harte dat u nie hier sal uitgaan sonder dit nie. Dankie.